Ja, Here, U hoor ons gebed wat ons sopas gesing het. Gees van God, kom heilig ons, kom troos ons, kom sterk ons, kom leer ons, kom breek die woord vir ons. Dis ons verlange, Here, dis ons begeerte, dis hoekom ons hier is, Here, om U in die eerste plek te aanbid en te vereer en te verheerlik as die almagtige, ewige God, skepper van die hemel en die aarde, ons Vader, maar ook om te kom ontvang, want ons weet, ons kan nie sonder hierdie brood lewe nie. Gee dit dan vanmôre vir ons, vir elkeen van ons, in die naam van Jesus vra ons dit. Amen. Ek kan die woord van die Here oopmaak by Galasiërs 5. Galasiërs 5, ons lees vanaf verse 16 tot 24. Galasiërs 5, vers 16 tot 24. Galasiërs 5, vers 16. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat 'n sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Jesus Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. 'n vriend van my vra vir my hierdie week die volgende vraag. Hoe sal dit prakties lyk as jy die Here sou vra om jou toe te rus met sy Gees, om dit wat jy elke dag doen, tot sy eer te doen? Hoe sal dit prakties wees as jy die Here sou vra om jou lewe toe te rus met sy Gees, om dit wat jy elke dag doen, tot sy eer te doen? Nou ek dink dis 'n baie aktuële vraag. 'n Vraag waarmee ons almal seker al een of ander tyd geworstel het. Hoe lyk iemand wat met die Heilige Gees toegerus is se lewe? Hoe sien jy in jou lewe dat die Heilige Gees in beheer is daarvan? Waarin kan ek dit meet? Die Heilige Gees is op Pinksterdag uitgestort, soos ons in die begin gesê het. Sedertdien ontvang elkeen wat in Jesus glo, die Gees. Romeine sê 8 vers 9 sê dit vir ons duidelik, as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Ons kan nie aan Jesus behoort sonder dat ons ook die Gees in ons het nie. Hy getuig saam met ons Gees, sê Romeine, dat ons kinders van die Here is. Wie aan Christus behoort, het die Heilige Gees. Daarom vra
Paulus vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Wat 'n wonderlike gedagte, wete, ons, soos wat ons hier sit, is nie alleen nie. Ons het iemand wat by ons is, wat in ons woon. Ons mag dit dalk nie voel nie, maar dis die feit. Hy woon in ons. En nou sê Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur hierdie Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hierdie vers lig eerstens vir ons die belangrike waarheid uit, dat ons lewe as kinders van die Here te danke is aan die Heilige Gees se werk. Dit vestig die aandag op die lewegewende werk van die Heilige Gees. En dit word so mooi geïllustreer, juis in die lewe van die Galasiërs, aan wie hierdie brief in die eerste plek geskryf is. Daar was 'n tyd toe hulle ver van God af was. Daar staan in Galasiërs 4 vers 8, daar was 'n tyd toe julle nie vir God geken het nie, en slawe was van niks werd afgode. Nou daar, in hierdie konteks praat hy natuurlik in die eerste plek met die heidene wat tot bekering gekom het. Hy sê vir hulle, dit is soos julle was. Julle het God nie geken nie. Julle was slawe van niks werd afgode. Maar hy praat later ook met die Jode wat tot bekering gekom het, en hy sê vir hulle, dat hulle onmondig was, dat hulle slawe was van wettiese godsdienstige reëls. Ja, hulle het op die onderhouding van 'n klomp godsdienstige reëls vertrou om gered te word. Om in 'n goeie verhouding met God te wees. En dan lig hy pertinent uit in Galasiërs 3 vers 11, dat niemand op grond van die wet vrygespreek word nie. Soos Israel van ouds was ook hulle vasgevang in 'n geestelike droogte. Deur afgode in die plek van die Here te dien, deur op jou eie deur middel van 'n mooi lewe te poog om self jou verlossing te verseker, baat nie. Dis wat hierdie brief vir ons sê. Of jy nou 'n heiden is, of 'n kerkmens met 'n mooi lewe, dit baat jou niks nie. In die oë van die Here is beide in 'n doodloopstraat. Volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die sonde. Galasiërs 3 vers 22. Daarom staan hulle onder die oordeel van God. Romeine 6 vers 23. Geen ander God of die mens self kan verlossing uit jou doodsbestaan bring nie. Dit was jou toestand. Maar die Heilige Gees het in die lewe van die Galasiërs 'n verskil kom maak. Hy het hulle wat uit die heidendom, sowel as die uit die Jodendom, ingegryp in hulle lewe en 'n nuwe lewe in hulle tot stand gebring. En dit het hy gedoen deur die geloof in Jesus Christus in hulle op te wek, om hulle oë te open vir die evangelie en 'n begeerte by hulle te skep om Jesus as hulle verlosser aan te neem. Deur die geloof sê Galasiërs 3 vers 26, in Jesus Christus het hulle nou kinders van God geword. Jesus is nou die een op wie hulle vertrou vir hulle verlossing. En God is die een wie hulle as Vader liefhet. 'n totale nuwe lewe wat aan hulle gegee is. Wat bestaan uit 'n persoonlike verhouding tussen hulle en God. Dit is die resultaat van die werk van die Heilige Gees in hulle lewe.
Ons lewe deur die Gees. En dit geld ook vir u en my. Ons lewe deur die Gees. Of u iewers langs die lewenspad dramaties tot bekering gekom het, en of u van kleins af verhouding met die Here gehad het, die feit dat ons kan getuig van 'n geloofsverhouding met God, is die resultaat van die genadige werk van die Heilige Gees in ons. Hy het ons oortuig van sonde en van die redding wat daar is in Jesus Christus. Hy bring ons daartoe om die sonde die rug toe te keer en ons volgeling van Jesus te word. Die Bybel sê, Johannes 3 vers 5, dat hy aan ons die wedergeboorte skenk. Hy het ons nuut gemaak. Hy het ons uitgehaal uit die toestand waarin ons was en ons uitgebring by God om 'n nuwe lewe te ontvang. Hy het 'n einde gemaak aan ons sondige bestaan. Hy het in ons lewe geskep waarin ons God liefhet, waarin ons hom gehoorsaam, waarin ons hom dien. Ons sondige bestaan is beëindig. Ons leef nou, nie meer vir onsself nie vir ander gode nie, maar vir God. Ons staan nie meer onder die beheer van die sonde nie, maar Christus is nou die Here in ons lewe. Dit alles is wat Paulus hier bedoel as hy sê, ons lewe deur die Gees. Ons het die dood oorgegaan na die lewe, verhouding met Jesus Christus wat nooit weer eindig nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Maar dit sê einde nie. Ons eindig nie hier nie. Die Bybel sê verder, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, deur die toedoen van die Heilige Gees, moet geleef word. Ons moet dit wys. As ons bely ons glo in Jesus Christus, dan moet daardie geloof sigbaar raak in ons lewe. En weer eens is dit die Heilige Gees wat die norm stel waarvolgens ons geleef moet word. Nie onsself nie die wêreld nie die duiwel nie ander mense bepaal die Christense gedrag nie, maar die Heilige Gees. En dis wat hier beklemtoon word in hierdie gedeelte. Vers 16 sê, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. In vers 18 word gesuggereer dat ons deur die Gees, ons deur die Gees moet laat lei. En dit sluit aan by Efesiërs 5 vers 18, waar ons die opdrag kry, laat die Gees julle vervul. Dit sê maar net een ding, die Heilige Gees moet in beheer wees van ons lewe. Hy is die een wat die koers of rigting aandui, die een wat die toon aangee in ons lewe. Hy is die een wat ons doen en late bepaal. Dit kan nie anders nie, want hy is ons parakleet wat gestuur is. Soos Jesus beloof het in Johannes 14 vers 15 en 26. Die Griekse woord parakletos dui juis op iemand wat geroep is om bys te staan, om bystand te verleen, om te help, ons voorspraak te wees, vir ons te pleit, om ons te troos en te bemoedig. Dis die Heilige Gees, ons helper. En hy is die een wat ons help om te lewe tot eer van die Here. En nou kom ons uit by die vraag, hoe lyk 'n lewe prakties? As die Heilige Gees jou lewe beheer, jou toerus om tot God se eer te lewe. Ons weet nou al, hy woon in ons. Ons het hom ontvang.
Ons het gehoor nou al, maar hy is in beheer van ons lewe. Hy is ons helper. Nou, hoe lyk so 'n lewe? Hoe lyk so 'n lewe? Hoe weet ons dat ons onder sy beheer is? Behalwe dat ons dit nou gehoor het, hoe sien ons dit fisies in ons lewe, prakties in ons lewe? Dit is 'n belangrike vraag, want daar is baie keer 'n misverstand hier rondom. Baie mense sê dat vervulling met die Heilige Gees of koppel vervulling met die Heilige Gees aan bonatuurlike of buitengewone handelinge of werkinge. En dan sal hulle gewoonlik iets aandui soos dat jy in buitengewone tale of klanke moet kan spreek. Dis die bewys dat die Heilige Gees in beheer is van jou lewe. Of dat jy die vermoë moet besit om mense gesond te bid, of profetiese uitsprake of openbaringe te kan maak. As hierdie dinge voorkom in jou lewe, is dit bewys jy's 'n beheer van die Gees. Die Gees is 'n beheer van jou lewe. Ander verbind die vervulling van die Gees aan ervarings van om te val en dan onophoudelik onbeheerste rukkings of trekkings te vertoon terwyl jy op die grond lê, of uitbundig te lag. Baie koppel die werking van die Gees daaraan. Ander koppel dit aan gereelde emosionele ervarings of aan gevoel. Dis waar dit dikwels so, maar dis 'n misverstand. Want as ons dit hier aan koppel, lei dit dikwels tot onsekerheid in jou lewe. Want jy sien, jy hoor van hierdie buitengewone dinge, jy hoor van iemand wat in buitengewone tale of klanke besig is, en jy doen dit nie, maar jy's 'n kind van die Here, maar hoekom gebeur dit nie met jou nie? En dan twyfel jy, is ek regtig Gees vervuld? Of mense is baie emosioneel en opgesweep, en dit gebeur nie in jou nie. As jy met die Heilige Gees vervul, kan met groot stryd lei in jou. Jy kan nie die vervulling van die Heilige Gees koppel aan buitengewone ervarings of emosie nie. Ja, daar is kinders van die Here wat die gawe ontvang om buitengewone tale of klanke te besig. Daar is kinders van die Here wat die vermoë ontvang om dit uit te lê. Daar is kinders van die Here wat die vermoë ontvang om mense gesond te maak, te bid. Maar daar is ook ander. Dis nie vir almal beskore nie. Daar is ook ander gawes wat die Gees aan ons gee. Gewone dinge soos die gawe van onderrig, die gawe van gebed, die gawe van diensbaarheid en nog ander. Gelees maar 1 Korintiërs 12 vir Romeine 8 vers 3 tot 8. Hierdie buitengewone dinge is maar net buitengewone gawes saam met ander gawes. En die woord sê vir ons dat die Heilige Gees vir ons elkeen 'n gawe gee soos hy wil. Hy gee nie aan almal al die gawes nie. Party gee een, party gee meer, maar hy gee aan ons elkeen 'n gawe om mekaar daarmee te dien. Nie om mekaar daardeur te oordeel of jy die Heilige Gees het of nie, maar om mekaar daardeur te dien. Hoogstens sou ons kon sê, as jy die gawe wat die Here vir jou gegee het, of die gawes wat hy vir jou gegee het, doen, uitleef, is dit 'n bewys, die Gees beheer jou lewe. So die doen van die gawes, die gawe of die gawes, is 'n teken. Die Gees is 'n beheer van jou lewe. Moes hulle geesbeheerde of vervulde lewe prakties lyk. Galasiërs 5 vers 22
en 23 beantwoord die vraag. As daar staan, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. As jy wil weet of jy 'n geesvervulde lewe lei, kyk na jouself. Kom dit in jou lewe voor. En hierdie vrug is een ding. Gaan nie oor vrugte nie. Die vrug van die Gees is soos 'n lemoen. Dis 'n lemoen met verskillende skyfies, maar is een. Dis een vrug. Die vrug van die Gees is vir elke gelowige. Dis anders as met die gawes. Met die gawes ontvang ons verskillende gawes. Een ontvang 1, ander ontvang 2. Maar dit verskil, is nie dieselfde nie. Niemand ontvang al die gawes nie. Maar die vrug van die Gees is vir elke gelowige. Elke kind van die Here. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy oor jouself dink nie. As jy 'n kind van die Here is dit wat die Gees vir elkeen vir jou gee. So dis die toets. Na die mate waarin jy hierdie vrug, wat verskillende eienskappe het, fasette het, in jou lewe vertoon, wys jy dat die Heilige Gees in beheer is van jou lewe. En as dit dan ontbreek, dan moet dit vir jou teken wees dat daar groot fout is. Beteken nie jy het nie die Heilige Gees nie, want hy woon in die lewe van elke gelowige, maar as die vrug ontbreek, dan is daar mos nou fout. As jou vyeboom nie vye dra nie, dan weet jy by die huis, daar is fout met hierdie vyeboom. Hierdie eienskappe raak elke faset van 'n mens se lewe. Dit raak jou verhouding met ander mense, jou verhouding met jou vrou, met jou kinders. Dit raak jou werksverhouding, verhoudinge. Dit raak jou verhouding met jou vriende. Dit raak jou verhouding met die mense saam met wie jy sport beoefen. Dit raak elke faset van jou lewe. Al jou verhoudinge word hierdeur gestempel. Weet julle wat? Wie dit leef, wie hierdie eienskappe leef soos Jesus. In 1 Johannes 2 vers 6 staan daar, wie beweer dat hy in hom bly, in Jesus bly, moet self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Het met Jesus gelewe. Is dit nie wat hy vertoon het in sy lewe nie? Liefde, geduld, vreugde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, nederigheid. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Getrouheid, getrou aan sy Vader se opdragte tot in die fynste besonderhede. Selfbeheersing. Dis hoe hy gelewe het. En as ons so lewe, dan wys ons lewe soos Jesus.
Dit stel ons in staat om baie dinge te doen. Byvoorbeeld in Kolossense 3 sê hy, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Kom praat, sê vir ons, wees ons is die uitverkore volk van God. Die mense wat hy die wêreld uitgeroep het om aan hom te hoort en om te behoort en hierdie eienskappe stel ons in staat om wat te doen? Om meer lewend te wees. Hy sê daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam wees geduldig met mekaar, vergewe mekaar. Julle moet mekaar lief hê. Die vrede van Christus moet in julle lewe die deurslag gee. Julle moet dankbaar wees. Julle moet mekaar leer en onderrig. Julle moet met dankbaarheid psalms, lofgesange, geestelike liedere sing tot eer van God. Julle moet alles in die naam van Jesus doen. Hierdie vrug van die Gees stel ons hiertoe in staat. Dus hoe kry ek dit reg? Ons weet nou, die Gees is in ons. Hy moet ons lewe beheer. Die kenmerke van 'n geesbeheerde lewe is die vrug van die Gees. Hoe kry ek dit reg? As ek vanmôre hier sit en besef, maar dit is so, dit moet in my lewe na vore kom. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n ander weg nie. Hoe kry ek dit reg? 'n Paar dingetjies sê. Eerstens erken dat jy self nie daartoe in staat is om enigiets goeds te doen nie, behalwe deur die Heilige Gees. Erken, ek kan nie uit my eie die pad van die Here loop nie. Ek kan nie uit my eie die goeie doen nie. Dit is alleen deur die Heilige Gees. Jesus het in Johannes 15 vers 5 gesê, sonder my kan julle niks doen nie. En hy en die Gees is een. Sonder my kan julle niks doen nie. Daarom gee jou oor aan die beheer van die Heilige Gees. Hy woon reeds in jou. Moenie die werking van die Gees teenstaan nie, sê 1 Tessalonisense 5 vers 19. Moenie hom teenstaan nie. Moenie weerstand bied as hy met jou kom praat nie. As hy vir jou kom sê, Piet, Koos, Sannie, kyk hier na jou lewe. Wees gehoorsaam aan my. Moenie hom teenstaan nie. Gee jou oor aan hom. Bid daarom. Tweede ding, bid. Bid daarom elke dag dat hy jou sal toerus en lei. Vra dit van hom. Dit is sy werk. Vra dit van hom. Want daardie gee te kenne dat jy afhanklik is van hom. God het reeds in Esegiel 36 vers 27 beloof, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. Dis 'n belofte, God se belofte aan Israel reeds, maar ook is 'n belofte geld vir al sy kinders. En hy het sy gees in ons gegee, toe ons tot bekering gekom het. En nou sê hy sal maak dat ons volgens sy voorskrifte leef en sy bepalings gehoorsaam en nakom. Daarom bid, Here, doen dit in my. Doen dit wat U vir my beloof, U sal doen in my lewe. Derdens, wandel dan deur die geloof. Erken dat jy afhanklik is van die Heilige Gees, bid dat hy sal doen wat hy beloof het, en staan op en wandel in die Gees deur geloof. Glo dat jy onder sy beheer is en dat die sonde nie meer baas is oor jou nie. Reken jouself toe as dood vir die sonde en dat jy vir God lewe. Glo dit. Glo.
Hy sal jou lei. Hy sal doen wat hy sê. Maar dan terselfdertyd vermy die praktyke van die sondige natuur. Sê Galasiërs 5:16. Vermy die praktyke van die sondige natuur. Daardie praktyke waarvan nie gepraat word, wat algemeen bekend is, ook aan ons, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid, al dergelike dinge. Vermy dit. Stryd daarteen. Want wie hom aan sulke dinge skuldig maak, bedroef die Heilige Gees en staan hom teë. Vers 24 sê, die wat aan Christus Jesus behoort het hulle sondige natuur met al sy hartstogte, begeertes, hartstogte en begeertes gekruisig. Jy het gekruisig toe jy tot bekering gekom het. Leef dan as iemand wat dit gekruisig het. Moet jy jou lewe oopmaak vir die goed nie. Want dis die praktyke wat gevind word by mense wie nie God se koninkryk sal ingaan nie. So wat hy sê, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis hoekom sal ek goed gaan leef, wat ek weet, wat my nie in die koninkryk gaan bring nie, maar wat die koninkryk vir my sluit. Daarom is daar nie ruimte vir sonde in ons lewe nie. Handhaaf dus die ingesteldheid. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun wat in sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Erken, jy nie sonder die Here kan lewe nie. Bid, gaan leef in geloof. Vermy die sondige praktyke. Toets jou lewe. Toets jou lewe aan die vrug van die Gees. En as jy agterkom dat een of meer van hierdie aspekte jy dit tekort skiet in jou lewe, werk daaraan met die hulp van die Heilige Gees. Bid en bid en bid. Here, verander my. Ek wil nie so wees nie. En die verrassende is die verrassing, met eintlik 'n verrassing, die wonderlike is, dat wie dit doen, wie dit jou afhanklikheid erken, wie bid, wie die geloof opstaan en leef, wie die sonde praktyke vermy, gaan kort voor lank ontdek, maar iets het verander in my lewe. Iets het verander. Ek is nie meer dieselfde as wat ek was 'n klompie jare terug, of selfs 'n maand of 2 gelede nie. Ek praat Woensdag by Welwitschia Park fase 1 by ons bid hier Bybelstudie ook hieroor. En aan die einde sê tannie vir my, een tannie sê, dominee, dis waar. Ek kan in my lewe sien, ek het verander. En 'n ander tannie reageer, ja, dis waar, toe kind was, het ek allerhande dinge gedoen. Ek doen dit nie meer nie. Hoekom nie? Want die Gees was werksaam in hulle lewe. Die Gees het hulle verander. En as jy mooi gaan kyk na jou lewe, dan sien jy dit agterkom. Vir sommige van julle wie ek nou lank ken, ek ken 'n spesifieke een persoon in my gedagte, maar ek sal nie haar naam noem nie, maar sien ek in die persoon se lewe die verandering. Ek hoor dit. Ek
sien dit, julle lewe. Is nou een persoon wat nie vanmôre hier in die kerk is nie. Sy's swak en outerig al. Die eerste keer toe ek haar ontmoet het by 'n retreat, daar op Isak en Olivia se plaas, 2013, 14 daar rond. Sy bang, onseker, heeltyd verskoning gemaak. Hoekom sy nie, en vandag is sy 'n ander mens. Ek het deur die jare gesien hoe sy gegroei het. Wie is dit? Dit is die Heilige Gees wat dit gedoen het in haar lewe. In my eie lewe het ek agtergekom. Dat sekere dinge verander het. Dis wat gebeur as die Gees in beheer is van jou lewe. Maak 'n verskil, hy maak 'n verskil aan verhoudinge in die gemeente, op die kerkraad, in huise, in gesinne, tussen vriende. So baie minder egskeidings gewees het, as die Gees van die Here in beheer was van die lewe van al twee egpare. As baie minder stryd in 'n gemeente wees, as die Gees van die Here in beheer is van elke kerkraadslid of elke lidmaat. Laat ons Hemelse Vader dank vir die stuur van die Gees om in ons te woon en ons te help om hom te eer deur 'n lewe waarin die eienskappe wat in Jesus ook is in ons vertoon word. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dis vir elkeen van ons. As jy dit vertoon, weet jy hoe lyk iemand se lewe wat deur die Heilige Gees toegerus is om te leef tot eer van God. Amen. Here God ons Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan wees. En dankie Here vir die wonder van die Heilige Gees. Dankie Here Jesus dat U, toe U hierdie belofte gedoen het, dat U die Gees sal stuur aan die disippels, dat U dit tot uitvoering gebring het. Dat U 'n getroue God is. Dat U op Pinksterdag die Gees gegee het vir die kerk, vir die kinders. En dankie Here dat ons tot bekering gekom het, elkeen van ons die Gees ontvang het, en dat hy in ons woon, dat sy tempel is. En dankie vir die werk van die Gees in ons lewe. Dat hy ons voorspraak is, dat hy ons helper is. Dat hy die een is wat vir ons krag gee. Wat vir ons intree, wat ons vertroos. Wat elke oomblik met ons op pad is. Here, en vanmôre wil ons onsself maar net weer kom onderwerp aan die Gees se leiding. Wil ons kom met die gebed, Here, lei ons. Wees in beheer van ons lewens. Regeer ons, Here, elkeen van ons.
Regeer hierdie gemeente, die kerkraad. Sodat ons Jesus in ons lewe kan vertoon. Sodat hierdie vrug in ons lewe na vore kan tree. En dat ons waarlik u getuies kan wees. Nie om in hierdie wêreld, Here. Sodat mense kan sien wat 'n verskil die evangelie in mense se lewens maak. Het gaan nie daaroor, o Vader, dat ons op die manier moet wys hoe goeie mense ons is nie. Het gaan nie oor ons nie, Here, maar het gaan oor u wat verheerlik moet word deur ons lewe, deur elke aspek van ons lewe. Het gaan oor u in hierdie wêreld, oor u in ons lewens. Daarom bid ons, Here, beheer ons lewe, lei ons, vorm ons, maak ons, sodat u verheerlik kan word. Vader, maar wil ons ook ons skuld vanoggend voor u kom bely. Wil ons vanmôre kom erken, Here, dat daar regtig ook in ons lewens 'n stryd is tussen die gees en ons sondige begeertes. Want as ons kom kry, o Vader, gee ons toe aan ons sondige begeertes. Word ons kwaad of praat ons kwaad of is ons meerig of is daar 'n gebrek aan selfbeheersing of gee ons oor aan onsedelikheid of wat ook al. Here, vergewe ons. En reinig ons hiervan. Ons sondige natuur is reeds, ons is reeds dood vir die sonde. Ons het die sondige bestaan is reeds beëindig, Here, maar hierdie reste van die sonde kom voortdurend voor en daarom bid ons, reinig ons, maak ons skoon. Laat die Gees al meer in beheer wees van ons lewe. Ons wil u nie bedroef nie. Ons wil nie ongehoorsaam wees aan u nie. Ons het u lief, Here. En ons wil u werke in ons lewens vertoon tot u eer. Ons bid dit nie net vir ons hier nie vanmôre, maar ook vir hulle daar buite op Gonikontes, 'n ander deel van ons gemeente daarin. Bid ons dat u ook vanmôre en glo ons ook hierdie naweek met hulle besig was, Here. Laat ook hulle onder beheer van die Gees leef. Ook die 2 dominees wat daar is. En elke kerkraadslid wat ook vanmôre daar is en nie hier nie. Elke lidmaat. Ons bid dit vir die kerk in Hebreë. U kinders, Here, hier in Swakopmund. Vader, ons kan mekaar so maklik byt en verskeer. Dis die klag wat hier in Galasiërs is teenoor die gemeente in Galate. Dat mekaar byt en verskeer. En ons doen dit ook, Here. Maar u wys vanoggend vir ons 'n beter weg. Laat ons almal in Swakopmund as kinders van die Here hierdie weg volg. Dit vra ons in die naam van Jesus, ons Here. Amen.